ons kan nie bekostig om ons oë van U af te haal. En Here, ek bid vanmôre, help ons. Help ons Here, dat ons oë op U gefestig sal wees. Nie op mense, nie op gister, nie op môre, maar Here, dat ons oë op U gefestig sal wees. U woord sê, want U is die leidsman en die volëinder van ons geloof. En ons eer U vandag, Here, as ons God, die een wat vir ons is, die waaragtige een, die almagtige een. Here, ons kan nie bekostig. En ons verklaar dit as gemeente vandag. Kan jy dit saam met my sê? Here, ons kan nie bekostig om ons oë van U af te haal. Ons oë is op U gefestig. Want U is ons God. U is ons koning. U is die middelpunt van ons lewe. Ons eer U. In Jesus naam. Amen. Amen. Neem gerus jou sit. Loof die Here. Los net vir my ook 'n bietjie oor. Los net vir my ook 'n bietjie oor. Prys die Here vir 'n kinderbediening. Halleluja. Prys die Here vir 'n gemeente waar kinders welkom is en kan sê, weet jy wat, hier is waar ek wil wees. Ek wil dankie sê vir elke persoon, elke fasiliteerder wat betrokke is by die kinderbediening. My God bless you. My God bless you. Dankie vir wat julle doen. Loof die Here. Afhanklikheid van God is vryheid in Christus. Ek wil vandag 'n tree verder gaan met hierdie reeks. As jy laasweek gemis het, ek gaan vanmiddag daardie video live op YouTube. As jy laasweek gemis het, kyk eers deel 1 en dan kyk jy deel 2 as jy wil. Afhanklikheid van God is vryheid in Christus. Dink net vir 'n oomblik oor hierdie stelling. Dink net vir 'n oomblik. My afhanklikheid tot God, dis waar my vryheid in Christus lê. My vryheid in Christus, dit is volbring, lê juis in my afhanklikheid van God. Hy is my voorsiener, hy is my verlosser, hy is my sterke God, hy is my ewige Vader, hy is die een wat laar trek rondom my. Ek wonder hoeveel van ons het groot geword of is groot gemaak met die idee dat jy altyd sterk moet wees. Wie het groot geword waar ma gesê het of pa gesê het, jy mag nie heilig Cowboys ding kraai. Wie van ons het groot geword met die idee van, jy moet altyd net gelukkig lyk, al is jy nie gelukkig nie, al val jy uit mekaar in jou binnekant, jy moet net gelukkig lyk, because the show must go on. Wie van ons het groot geword met die idee dat jy nie op ander mense kan vertrou nie. Want hulle gaan jou seermaak en hulle gaan jou teleurstel en hulle gaan jou te nakom. Baie maal is dit ma en pa se seer wat oorgedra word. En nou maak ons kinders groot. Jy moet sterk wees. Jy moet op jou eie voete kan staan. Dat jy jou eie pad moet uitwerk. Dat as jy swak is, gaan mense boor jou loop en hulle gaan jou misbruik. En alhoewel dit dalk 'n goeie ingesteldheid is vir oorlewing, familie, kan dit juis die een ding wees wat jou geestelike volwassenheid totaal en al belemmer. Want die woord van die Here sê, yster sluit yster. So sluit die een mens die persoon van die ander een. Dis binne verhoudings waar hy plaasvind. Jy sien, dit kan werklik ewigheidsgroei stop in jou lewe. Op die buitekant kan dit lyk, I am all there, maar dit kan 'n leegheid binne jou veroorsaak. Wanneer jy dink, ek moet heeltyd sterk wees, ek moet net my eie pad uitwerk, ek moet op niemand staat maak nie, ek kan na niemand uitreik nie, ek moet net ek wees. Dit kan ewigheidsgroei in jou lewe belemmer. Jy sien, ons leef in 'n wêreld wat onafhanklikheid bewonder. Die wêreld kyk en sê, oh wow, daardie man het dit gemaak, daardie vrou het dit gemaak. Die wêreld kyk na onafhanklikheid en sê, wow. Want van kleins af word ons geleer, staan op jou eie voete.
Sorg vir jouself. Moenie ander nodig hê nie. Wys dat jy sterk genoeg is. En dit is goed vir oorlewing. Maar ek wil 2 gevare met jou deel rondom dit. Eerstens, Openbaring 3 vers 17, want jy sê, ek is ryk, en ek het verryk geword, en ek het aan niks gebrek nie. En jy weet nie, dat dit jy is wat ellendig, en beklaanswaardig, en arm, en blind, en naak is nie. Dis daardie persoon wat sê, ek het niemand nodig nie, ek gaan my eie pad maak, ek kan nie op mense staat maak nie, en ek gaan maar net doen wat ek moet doen. Dis daardie mense vir wie die woord van die Here sê in Openbaring. En jy weet nie dat dit jy is wat ellendig, beklaanswaardig en arm en blind en naak is. Jy sien, hulle probleem was nie dat hulle niks gehad het nie. Hulle probleem was dat hulle gedink het, hulle het God nie nodig nie. Gaan lees daardie gedeelte in die woord in Openbaring 3, gaan lees die konteks van dit. Die probleem was nie dat hulle niks gehad het nie, of 'n gebrek gehad het nie. Die probleem was dat hulle gedink het, I do not need God. Want jy sien, jy kan uiterlik sterk wees, maar innerlik ver van die bron leef. Jy kan uiterlik lyk asof alles in plek is, maar innerlik voel, I'm not connected to the source. Jy kan genoeg hulpbronne hê om aan te gaan, sonder om agter te kom dat God se teenwoordigheid nie meer die middelpunt is nie. So 'n stukkie van laas Sondag se woord. Jy sien, ons geestelike gevaar begin wanneer ons sê, ek ken hierdie pad, ek het dit al voorheen gedoen, ek weet hoe dit werk, ek kan dit hanteer, ek het nie nodig om hieroor te bid nie. Die probleem is nie dat hulle niks gehad het nie, die probleem is dat hulle nie geweet het, gedink het, en hulle lewe ingerig het rondom die hele prentjie, I don't need nobody, I don't need God. Jy sien, ervaring kan 'n gawe wees, maar dit kan ook afhanklikheid vervang. Ervaring kan 'n gawe wees, maar dit kan afhanklikheid vervang. Tweedens, ons dink ons kan 2 heeltemal uiteenlopende verhoudings hê. Ons dink verhouding met God is anders as my verhouding met 'n persoon. En ons dink ons verhouding met 'n persoon is anders as ons verhouding met God. Tog is die een meestal 'n spieelbeeld van die ander. Tog is my verhouding met God ingeweef in my verhouding met mense. En my verhouding met mense, hoor mooi, is ingeweef in my verhouding met God. Jy gaan vir my sê, nee, dit werk nie so nie, kom ek gaan vir jou skrif gee. Jy sien, ek kan nie mense wantrou en haat en myself beskerm teen seer en teleurstelling en 'n houding hê van ek het niemand nodig en dan in dieselfde asem dink, ek kan in totale afhanklikheid van God leef nie. Want die een is 'n spieelbeeld van die ander. As ons by 'n plek kom en sê, I don't need nobody, kan jy maar gaan kyk hoe dit in jou geestelike lewe ook lyk. 1 Johannes 2 vers 9. En jy kan daardie gedeelte ook heeltemal gaan lees. Hy wat sê dat hy in die lig is en sy broeder haat, of sy suster, of sy vriend, of die wêreld, is in die duisternis tot nou toe. Daar's 'n wisselwerking wat baie duidelik is in my verhouding met God en my verhouding met mense. Ek kan nie met mense werk op 'n sekere manier, maar op 'n Sondag wil ek halleluja en prys die Here. Ek kan nie deur die week skel en te kere gaan, maar op 'n Sondag of in die aand in my binnekamer wil ek my knie buig voor 'n lewende God. Die twee kan nie apart staan van mekaar nie. In God se koninkryk werk groei heeltemal anders. Jy sien, geestelike volwassenheid beteken nie dat ek God al hoe minder nodig het nie. Geestelike volwassenheid beteken dat ek al hoe meer besef hoe afhanklik ek van God is. Jy sien, kom ek sê dit net weer.
Geestelike volwassenheid beteken nie dat ek God al hoe minder nodig het nie. Dit beteken juis dat ek al hoe meer besef hoe afhanklik ek van hom is. Dat hy my sal lei hoe ek elke een sal antwoord. Dat hy my sal lei hoe om lief te hê. Dat hy my sal lei om vrede te bewaar. Dat hy my sal lei hoe om te bou en nie te breek. Dat hy my sal lei hoe om vorentoe te gaan en nie heeltyd terug te val in ou patrone nie. Jy sien, 'n kind kan dink, en veral tieners. Sorry ouens, ek like die tieners. 'n kind kan dink, ek het niemand nodig nie. Ek het julle mos al die storie vertel, dat ek 2 keer, 3 keer, 6 keer weggeloop het van die huis af. Want ek het nie my ma nodig, ek het my pa nodig, ek het my familie nodig nie. Ek kan dit op my eie doen, ek het niks nodig nie. En vir die wat dit nie onthou nie, of die gehoor het nie, my ma sê, ma, ek gaan nou gaan, ek wil nie meer hier bly nie. Ek sê, my ma, is okay, kom ek gee net vir jou 'n stukkie kaas vir die padpos. En as ek by die tuinhekkie kom, die kaas is op, dan, waar is die kaas nou? En dan draai ek maar om. 'n Volwasse mens besef, ek kan baie doen, maar nie in my eie krag nie. 'n Kind sê, ek het niemand nodig. 'n Volwasse persoon sê, ek kan baie doen. Ek het ondervinding, ek het wysheid, ek het ervaring, ek het die hand van die Here op my lewe. Ek kan baie doen, maar ek kan dit nie op my eie doen nie. Ek kan dit nie in my eie krag doen nie. Familie, ware geestelike volwassenheid is nie onafhanklikheid van God nie. Dit is 'n dieper, bewuste, meer intense, gehoorsame oorgawe aan God. Ek kan nie by 'n plek kom en sê, okay, nou ken ek die Bybel, ek het hom 12 keer deurgelees, ek weet wat daar staan, ek weet wat ek moet doen, ek ken die moves, ek ken die songs, nou het ek het nou gearriveer nie. Nee, geestelike volwassenheid sê, Here, ek besef, dat sonder U, wat het Moses gesê? Here, as U nie met ons saamgaan nie, laat ons nie hiervan aftrek nie. Laat ons nie hiervan aftrek nie. Afhanklikheid van God is nie 'n swakheid nie. Sien, ons is grootgemaak, en ek het die hande gesien, ons is grootgemaak, jy moet sterk wees. Jy mag nie jou swakheid wys nie. Afhanklikheid van God is nie 'n swakheid nie. Dis die bron van geestelike groei. My afhanklikheid tot God, en sê, Here, ek het U nodig, vir elke besluit, elke keuse, elke oomblik, spreek van 'n afhanklikheid. Ingehaak by die bron, spreek van geestelike groei. Dit spreek van volwassenheid, en dit spreek van kapasiteit. Inteendeel, ek dink God is die enigste ware bron. Amen. Ek dink God is die enigste ware bron. En ons mis dit die oomblik wanneer ons dink, I don't need. Ek kan op my eie. Ek het hierdie al gedoen. Ons dink soms dat groei, geestelike groei, volwassenheid, karakter, deursettingsvermoë, iets is wat ons skep. Iets is wat ons produseer, iets is wat ons doen. Ek lees, ek bid, ek dissiplineer myself, ek probeer harder, ek werk meer, ek dien meer, ek was meer voete, ek probeer harder. Probleem is dan as ek nie groei nie, is die storie wat ek myself vertel, ek probeer nie hard genoeg nie, ek moet 'n bietjie harder probeer. En dan val ek terug in werke en in pogings, om te hoop dat ek sal geestelik groei deur my eie poging en my eie krag en my eie vermoë, terwyl God sê, weet jy, gee net oor in jou besef dat jy my nodig het, gee oor in afhanklikheid tot my, ek wil jou bron wees. Maar God my en jou vandag help dat elke poging wat ons aanwend nie in ons eie krag is nie. Familie, mag die Here my en jou help. Dat elke gedagte, elke gesindheid, elke besluit wat ons neem, dat dit nie in ons eie krag is nie. Maar dat ons sal sê, Here, U is my bron. Ek is afhanklik van U. Mag jy nou vandag besef dat jy God elke dag 'n stukkie nodiger het.
Mag jy besef dat soos wat jy in jou huwelik en in jou gesinslewe en in jou loopbaan en in elke area en op die markplein en waar jy ook al betrokke is, mag jy beleef, mag jy besef dat Here, elke tree wat ek U gee, het ek U 'n stukkie meer nodig. Want dis oorgawe. Mag God ons vandag help dat elke poging wat ons aanwend nie in ons eie krag is nie, maar eerder in ons geloof in God. Woord van die Here sê Hebreërs 11 vers 6 en sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Hoor hoe mooi is dit, want hy wat tot God gaan, moet glo dat hy is en dat hy beloner is van die wat hom soek. Afhanklikheid van God is geloof in aksie. Weet jy hoe lyk geloof in aksie? Here, ek het U nodig. Geloof in aksie sê, Here, ek kan nie hierdie sonder U nie. Het jy al jou hande op iemand gelê, die Here lê het op jou hart om jou hande op iemand te lê en vir daardie persoon te bid? Weet jy dat daardie gebed is nie uit jouself nie? As daardie gebed uit jouself is, sal daar geen resultate wees. As jy jou hand op iemand lê en sê, weet jy, ek wil saam met jou bid, wil saam met jou die Here vertrou, en jy dit nie doen vanuit jou afhanklikheid van God nie, sal nie resultate nie. Sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Want hy wat tot God gaan, moet glo dat hy is en 'n beloner is van die wat hom soek. Wanneer ek erken dat ek God nodig het en hom opreg soek, reageer God op daardie geloof. Hy reageer op die geloof, Here, ek het U nodig vir my voorsiening, ek het U nodig vir hierdie pad, ek het U nodig om die pad gelyk te maak, ek het U nodig vir elke tree wat ek gee. Dis geloof in aksie. En God reageer op daardie geloof. Hoekom? Want die woord sê, God is 'n beloner vir die wat hom soek. Weet jy, my afhanklikheid van God word sigbaar in hoe ernstig ek is om God se aangesig te soek. Elke dag van my lewe. Was jy al dors? Ek praat van seriously dors. Ek praat van kruip in die woestyn tot by die hoop dat daar 'n oase is dors. Nee, ek steek my hand op omdat ek al so dors was, jy mag kan my net indink. En dis die soeke. Dis is die psalmdigter skryf, hy sê, soos 'n hert smag na water, so smag my siel. Familieafhanklikheid van God is die ankerpunt van geestelike groei. My afhanklikheid van God is om te sê, Here, ek wil geanker wees in my afhanklikheid tot U. Dis waar geestelike groei begin. Ek wil jou neem na Johannes 15 vers 1, as jy jou Bybel het, laai gerus saam. Johannes 15. Dit is ook op die bord, maar dit is great as jy jou Bybel kan saambring. Johannes 15. En as daar iets is wat jou oog vang, maak 'n nota en lees dit by die huis. Ons gaan net lees tot by vers 5. Johannes 15 vers 1. Hoor wat sê die woord van die Here. Ek is die ware wynstok. En my Vader is die landbouer. Elke loot wat in my nie vrug dra, neem ek weg. Neem hy weg. En elke loot wat vrug dra, die maak hy skoon, die Vader, sodat dit meer vrug kan dra. Ek word herinner aan pastoor Winston se boodskap 3 naweke terug toe ons sy afskeid doen, waar hy sê ons moenie die seisoen van to die to self ignoreer of een kant toeskuif nie. Ons moenie daardie oorgawe aan God binne die raamwerk van verhoudings een kant toeskuif. We cannot bypass spiritual growth if we do not want the season of die to self. Word sommer ook nie daarin herinner. Vers 14. Vers 3. Julle is alreeds rein
deur die woord wat ek tot julle gespreek het. Hy sê nie julle moet probeer en pogings aanwend en uit julle eie krag probeer kom om rein te word nie. Hy sê, ek het vir jou goeie nuus, jy's reeds rein. Deur die woord wat ek tot jou gespreek het. Al wat jy moet doen binne hierdie konteks van reinheid, bly net in my. Soos ek in julle. Net soos die loot geen vrug kan dra van homself as dit nie in die wynstok bly nie, so julle ook nie as julle in my nie bly nie. Ek is die wynstok. Julle is die lote. Wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug. Want sonder my kan julle niks doen nie. Jy sien 'n loot wat afgesny is van die stok, kan nie vrug forceer deur harder te probeer nie. 'n Loot wat afgesny is van die stok, kan nie daar lê en op sy eie vrug produseer nie. Al probeer hy ook wat. Al doen hy ook wat, daardie loot kan nie groei of vrug oplewer as hy nie ingeënt is in die stok nie. Dit kan nie eers oorleef deur harder te probeer nie. Groei wat ware vrug oplewer is nie die resultaat van die loot se poging nie. En ek wil jou vrymaak vandag van pogings en werke om te hoop dat ek moet net harder probeer, dan sal die Here my tog raak sien. Ek moet net harder probeer, dan sal die Here my sien. Ek moet tog net harder probeer. Nee, jy moet eintlik net oorgee. Amen. Eintlik net sê, Here, nie deur krag of deur geweld, maar deur die Gees. Groei wat ware vrug oplewer is nie die resultaat van die loot se poging nie. Dis die natuurlike oorloop van 'n lewe wat gekoppel is aan die stok. Bly in my soos ek in julle, want sonder my kan julle niks doen nie. Dit is nogal interessant, Jesus kies 'n beeld wat almal, elkeen van ons onmiddellik kan verstaan. Die wynstok. Israel in die Ou Testament word nogal 'n paar keer vergelyk met 'n wynstok en veral met die idee dat julle nie kan vrug dra nie, julle dra nie vrug nie. Ek sien nie die vrug op julle lewe nie. Jy kan nogal gaan lees as jy wil 'n nota maak, Jesaja 5 praat nogal baie sterk daarvan. God spreek hom baie sterk uit in Jesaja 5 van die volk van God wat vrug probeer dra aan hulle eie poging. Jesus sê, ek is die ware wynstok. Israel, volk van God, nie jou instellings nie jou wette nie jou werke nie jou poging nie. Ek is die ware wynstok. As jy in my bly soos ek in jou, sal jy geestelik groei en jy sal vrug oplewer wat by die bekering pas. Jy kan dit nie op jou eie doen nie. Jy weet mos wat gebeur met 'n spons as hy vol is en jy hom druk, wat loop uit? Net dit waarvan hy vol is. En is baie keer wanneer ek gedruk word, wat ons eintlik sien wat is binne jou. Is wanneer ek gedruk word, is wanneer ek in 'n hoek is wanneer ek vasgetrek word, en wanneer ek onder druk beleef, wanneer daar 'n aanslag kom. Net voor die diens het ek 'n uitdaging beleef. En ek gaan na Chris en Erna, ek sê bid vir my, ek beleef 'n uitdaging. Ek sit nie hier en dink myself, ok nee, ek gaan verbygaan, ek sal self regkom, ek sal okay wees. Nee. Lord, I need you in this moment. Yes. En dankie vir julle gebed. Dit het gewerk. Sonder my kan julle niks doen nie. Jesus sê nie sonder my gaan julle maar min kan doen nie. Sonder my gaan julle maar moeilik regkom. Sonder my gaan julle sal maar nie uit. Nee, hy sê sonder my kan julle niks doen nie. Weet jy kerk, as ons by daardie plek gaan uitkom wat ek besef, ek kan niks doen sonder die Here nie. Dink ek is dit 'n goeie plek om te begin en te sê, dankie Here, U verbreek my geestelike lewe. U bring geestelike groei. Here, dis nou tyd dat ons die tentpenne uitslaan want hierdie tent waar ek is nou te klein. Het jy al 'n groot man probeer sien? Het jy al 'n Goliat in 'n 2-man tent probeer pas? Iets steek uit. Of sy voete of sy kop. Jy kan imagine 'n Goliat in 'n 2-man tent, dit lyk soos 'n sunvisor wat net oor sy kop gedraai het.
Die Here sê dis tyd dat ons die tentpenne van jou geestelike lewe uitslaan, vergroot, dat ons jou kapasiteit vergroot, dat ons dit jou impak, jou invloed vergroot. Maar die studie is geen oor. Natuurlik kan 'n mens sonder God besig wees. Ek en jy doen dit soms. Jy kan werk, jy kan planne maak, jy kan geld verdien, jy kan 'n naam bou, jy kan selfs godsdienstige aktiwiteite verrig. Jy kan die skyn van godsaligheid hê, maar die krag daarvan verloor het. Jy kan lyk soos, maar is ons dit? En ja, ons kan werk, ons kan planne maak. Maar jy kan nie sonder hom die soort vrug dra wat ewigheidswaarde het nie. Ek kan nie sonder die Here vrug dra wat 'n nalatenskap nalat nie. My en jou grootste uitdaging is nie altyd dat ons niks doen nie. Ek dink dit is dat ons baie doen sonder om in hom te bly. I've got this, I know how to do this. Ek weet mos om hierdie te doen. Ag, en as ek jou 'n stukkie van my lewe kan gee, man, ek weet mos om 'n preek te skryf. Ek doen dit nou al, ek is nou 20 jaar in die voltydse bediening, ek weet mos nou om 'n preek te skryf. Ek kan 'n preek skryf. Maar die oomblik wat ek dit doen, in my eie krag en in my eie vermoë, dan beleef ek 'n doodsheid in die gees. Dan beleef ek, ons het iets aan die gang gebring, but the Holy Spirit is not moving. Gees van die Here beweeg nie. Besig wees vir God is nie dieselfde as om afhanklik van God te wees nie. Jy sien, die vraag is nie vir my en jou, hoeveel doen ek vir God nie, die vraag is, uit watter bron leef ek, en uit watter bron bedien ek, en kom ons sê dit sommer reguit, uit watter bron het jy lief? Uit jou eie selfsug en wat jy dit kan kry, of uit die bron God homself wat liefde is? Uit watter bron het ons lief? Uit watter bron dien ons? Vrug is nie die gevolg van harde probeer nie. Vrug is die gevolg van dieper afhanklikheid. Lord, I need you. Dit is slegs afhanklikheid tot God wat geestelike groei moontlik maak. Hier is nog 'n interessante stelling wat Paulus maak, want ek dink hy besef iets van hierdie dinamika wat hy vir die kerk wil gee en sê, ouens, luister hierna, dit is die sleutel tot geestelike groei. Hy sê 1 Korintiërs 3 vers 6, ek het geplant, Apollos het nat gemaak, dis God wat laat groei. Ja, ons sit 'n poging in, ons doen wat ons moet doen, ons werk vir die Here, en daar's mense wat dit nat maak en daaroor bid en dit ondersteun en bydra en wonderlik, maar niks van dit sal enige vrug afwerp as God nie laat groei nie. So is hy dan wat plant of hy wat nat maak, niks nie. Jesus, daar's daai woord weer. Bly in my soos ek in julle, want sonder my kan julle niks doen nie. So is hy dan wat plant en hy dan wat nat maak, niks nie. Maar God wat laat groei. Jy sien, Paulus sê nie menslike verantwoordelikheid is nie nodig nie. Paulus sê nee, ek het geplant, ek het saad in die grond. Ek vertrou die Here met my finansies, ek vertrou die Here met my besigheid, ek vertrou die Here met my loopbaan, ek vertrou die Here met my huwelik, ek het geplant. En ja, ek het 'n geestelike familie wat saam met my die Here vertrou en op God staat maak. Daar was werk, daar is selfdissipline, daar is gehoorsaamheid, daar is ek buig my knie, maar dis net God wat die groei kan gee. Jy sien, ons kan die regte omgewing skep. Ons kan met musiek en met alles kan ons die regte omgewing skep. Ek onthou ek het 'n praatjie bygewoon wat gepraat het oor kerkgroei, waar die vrouens meer tuis gevoel het binne die kerk as die mans. En toe daag die een persoon hom uit, hy sê, maar hoe bedoel jy? Hy sê, watter kleur is die kerk binne? Watter kleur is die blomme? Hoeveel bokse tissues staan daar voor? Hoeveel pink tissues is in die boks? Jy sien, vir die kerk is daar meer 'n vroulike aanslag. Dis hoekom baie mans voel, nee man, dis sommer 'n sissie besigheid hierdie.
Dis 'n praatjie wat ek by. Dis nie ons kerk nie. Dis nie my skuld hierdie mat is burgundy nie. En dis nie my skuld die banke is pers nie. Jy sien, ons kan die regte omgewing skep, ons kan die woord lees, ons kan bid, ons kan kerk toe gaan, ons kan die regte keuses maak. Maar geestelike transformasie kan nie net deur menslike wilskrag gedoen word nie. Geestelike transformasie, daardie geestelike verandering, daardie groei, kan nie deur menslike wilskrag alleen geskep word nie. Net God kan lewe in ons laat groei, wat lei tot geestelike volwassenheid. Jy weet mos, as jy by 'n wingerdstok kom, dan sê jy, nee, dis 'n ou loot hierdie, dis 'n ou stok hierdie, hy het al gegroei, hy dra goed. Baie mense probeer om weer harder te probeer en werke te word, wat slegs deur oorgawe gevorm kan word. Familie, wat is die boodskap van vandag? Gee oor. Gee oor. Moenie die seisoen van dit wat deur die Here jou sit, sodat die eie ek gekruisig kan word, sodat ons kan ontslaa raak van ons selfsug en ons eie eer. Moenie dat daardie seisoen by jou verbygaan, want jy gaan daai hoofstuk skryf totdat jy hom deurkom. En hy's nou soos die K53 leerlinglisensie. Daar's 'n 17% slaagsyfer huidiglik, want hulle het die goed nou verander. Dis nou moeilik om jou lisensie te kry. Ek wonder hoeveel van ons sal hom nou pas. Ek sal ook maar sê soos die tuin van Getsemane, laat hierdie beker by my verbygaan. Ja. Baie mense probeer om deur harde werk te word wat slegs deur oorgawe gevorm kan word. God nooi my en jou om nie harde te probeer nie. Hy nooi ons om in hom te bly. Die Heilige Gees verander ons nie bloot deur ons gedrag onder beheer te bring nie. Die Heilige Gees verander ons nie net deur te sê, maar okay, bly julle nou maar net in hierdie kraal en bly julle nou maar net soet tot Jesus julle kom haal. Nee. Dis nie wat die Heilige Gees doen nie. Die Heilige Gees verander ons van binne af. Hy herskep ons begeertes, ons motiewe, hy herskep ons denke, hy herskep ons karakter. Weet jy, selfs die begeerte om te verander is genade. As jy vandag sê, Here, ek wil verander. Here, ek wil verander. Here, hier's 'n patroon en hier's goed in my lewe. Lord, I need to change, I need to grow. Weet jy dat dit is genade? Want dit is 'n genadewerk van God deur sy Gees binne my en jou. Hoor hierso. Werk julle eie heiligheid met vrees en bewering. Want dit is God wat in julle werk om te wil sowel as om te werk na sy welbehae. Amen. Ons lees net, want dit is God wat in julle werk om te wil sowel as om te werk na sy welbehae. En dan dink ons nie, maar die Here gaan dit ons kom doen. Ek hoef nou niks te doen. Die Here gaan ons. Nee. Jy sien, afhanklikheid sê, Here, ek sal plant. Here, ek sal selfs nat maak. Maar Here, ek sal gehoorsaam wees in dit. Maar net U kan die groei gee. Ons moenie die mekaar raak tussen afhanklikheid en passiwiteit nie. Afhanklikheid is nie passiwiteit nie. Ons moet al twee kante besef. Werk julle eie heiligheid met vrees en bewering. Dit beteken plant, maak nat, sit saad in die grond, doen wat jy doen wat die Here op jou hart lê om te doen, doen dit. Maar weet dat terwyl jy dit doen, sal dit alleen nie geestelike groei bring nie. Dit moet oorgegee word en sê, Here, alles wat ek doen, mag U seën en U guns daarop rus, want dit is God wat in julle wil en julle werk. Om te wil sowel as om te werk in sy welbehae. Dit is interessant, dit klink amper asof die skrif homself weerspreek. Here, moet ek nou iets doen of gaan U nou alles doen of gaan U nou wag vir my of hoe werk dit nou? Maar tog is dit die hartklop van geestelike groei. Dis wanneer ek in oorgawe en gehoorsaamheid dit doen wat God op my hart lê om te doen, sodat hy dit kan seën.
Ons werk, ons dissiplineer, ons doen die harde werk van bekering, ons groei en ons stap die pad van heiligmaking, maar nie om God se guns te verdien nie, nie om iets te bereik of te vermag nie, en verseker nie uit ons eie krag nie. Ons werk omdat God reeds binne ons werk. Kan ek vandag vir jou sê, ons werk, dit wat jy doen, jou poging wat jy aanwend, jou geloof in aksie, dit wat jy in oorgee, jy werk omdat God reeds binne jou werk. Dit bring geestelike groei. Dis so asof my werk is die reaksie. Ons groei is 'n gevolg van 'n lewe wat oorgegee is in afhanklikheid tot God. Ek wil hiermee afsluit. 'n Kerk, 'n gemeente, 'n kind van God wat weet hoe nodig ons God het, sal groei. En sal kan uitleef wat groei bring. Amen? Amen. As jy in 'n gemeente, in 'n gesin, in 'n huwelik, in jou eie menswees, daardie plek van Here, ek het U nodig, jy gaan groei beleef. Hoekom? Want die woord sê so. Dit wat die grootste impak gaan maak op elke verhouding waarin jy jouself bevind, is geestelike volwassenheid. En geestelike volwassenheid is absoluut sigbaar in wie ons volg. Geestelike volwassenheid. Sê Here, ek leef nie meer nie, maar Christus leef nou binne my. Lord, is nie narwerk nie. Geestelike volwassenheid is sigbaar, absoluut in wie ons volg. Jesus sê, Matteus 16:24, toe sê Jesus vir sy disippels, as iemand agter my aan wil kom, hy moet homself verloon, hy moet sy kruis opneem, en hy moet my volg. Mag die Here hierdie woord in jou hart seën. Mag hierdie woord vandag jou by 'n plek bring en by 'n besef bring, dat Here, ek het U nodig. Alles wat ek doen, alles wat ek is, elke verhouding waarin ek is, I need You. I need You. Kan ons oë sluit en saam bid? Vader, vandag kom ons as gemeente in afhanklikheid voor U en die besef, weer eens daardie woord, bly in my, soos ek in julle. Dis asof Jesus dit gelykstel, dat die oorgawe wat hy aan die kruis gedoen het, is die maatstaf vir bly in my. Hy sê, bly in my, soos ek in julle. En dan sê hy, want sonder my kan julle niks doen nie. Here, hier, ons besef dat die woord spreek nie ons aan as pateet of as pateties nie. Die woord spreek ons juis aan om te sê, my krag word meer soos wat jy op my vertrou. En jou krag en jou kapasiteit word meer na mate jy besef hoe afhanklik jy van my is. Here, help ons as gemeente dat ons vandag opnuut besef, I need You. I need You. Here, ek kom vandag teen elke, en dit kan dalk vir jou snaaks klink, dit is wat ek my hart voel om te bid vanoggend. Here, ek kom vandag teen elke gees van rebellie, teen die hand en die hart van God. Ek kom vanoggend, Here, teen elke gees van minagting, teen die vrees van die Here. En ek bid vanmôre in die naam van Jesus Christus, Here, dat U elkeen van ons, my, jou, elkeen van ons, opnuut sal ontmoet op daardie plek van oorgawe, in die naam van Jesus Christus. Kan jy dit vanoggend saam met my sê? Here, ek het U nodig. Ek gee oor aan U. U is my God. U is my krag.
U is my sterk. In Jesus.